Goeiedag geliefdes, dis heerlik om weer saam met u rondom die woord van die Here te wees. En ons is besig om deur Psalm 119 te werk. Ons staan vandag stil daar by die 126ste vers. Maar ek wil graag vir u lees sommer daar van die 121ste vers af. Psalmis sê, ek het reg en geregtigheid gedoen. Gee my nie oor aan my verdrukkers nie. Wees borg vir u knegt ten goeie, laat vermeteles my nie verdruk nie. My oë smag na u heil en na die belofte van u geregtigheid. Handel met u knegt na u goedertierenheid en leer my u insettinge. Ek is u knegt, maak my verstandig dat ek u getuienisse kan ken. Nou kom ons by 'n geweldige versie wat ingrypend is. Die 126ste vers sê, dit is tyd vir die Here om te handel. Hulle het sy wet verbreek. Geweldige uitdagende woorde, dit is tyd vir die Here om te handel. Dit is tyd vir God om in te gryp. Dit is tyd vir God om op te tree. Dit is tyd vir God om die mens te kom besoek. Weet jy geliefdes, ek wonder of ons in die tyd lewe wat 2 Petrus 3 vers 9 vir ons sê, dat God is nie traag om sy belofte van sy wederkoms aan ons te vervul nie. Maar hy is lankmoedig oor ons en hy rek as het ware die tyd, sodat sommige nog gered kan word en nie verlore hoef te gaan nie. Ek wonder vir my tydjie vir myself of ons nie nog maar in geleende tyd lewe, en dat God vir ons genade gee om nog 'n laaste keer met God vrede te maak nie. Maar dan wil ek vir u sê, daaraan gaan ook 'n einde kom. Daar gaan ook 'n dag aanbreek wat die Here gaan sê, dit is nou genoeg. Geliefdes, ek het myself gevra, hoe lank moet die Here God die sonde van die mensdom aanskou? Hoe lank moet God tevrede wees om te aanskou hoe die mens en sy sonde van God af wegbeweeg? Hoe lank moet die Here tevrede wees om die mens nog voor sy aangesig te verdra? Veral as 'n mens dink wie God is. God is lig en daar is geen duisternis in hom nie. Habakuk 1 vers 13 sê, eers te rein van oë om self sonde te aanskou. Dan vra ek myself, hoe lank gaan die Here nog alles aanskou en dit verdra? Alles gedoen om vir u en my saligheid te bewerk. Alles gedoen dat ek en u gered kan word en dat ons verlos kan word. En tog lewe die mens in sonde voor hierdie heilige God, asof dit God nie raak nie en asof God dit nie raak sien nie. Ek word skaam as ek lees, wat sê Johannes vir ons? God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore hoef te gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Wat het die seun van God nie deurgegaan tot aan die kruis van Golgotha om vir u en my saligheid uit te werk nie? Gaan lees asseblief weer Jesaja 53. Let op die termes wat daar gebruik word aangaande die seun van God. Hy was verag en het die mense verlate. Hy is terwille van ons oortredinge deurboor. Terwille van ons ongeregtigheid is hy verbrysel. Die straf wat die vrede vir ons aanbring was op hom. En deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Maar gaan lees Jesaja 53, dan sien jy die ongelooflike liefde van God. Ja, 1 Johannes die 3de hoofstuk vers 8 sê, hy wat die sonde doen is uit die duiwel. Vir hierdie doel het die seun van God gekom om die werke van die duiwel te verbreek.
Nou in die lig van hierdie ongelooflike genade van God, hoe lank gaan die Here ons nog verdra? Die mens leef voort en sy sonde pla hom nie meer nie en hulle gaan eintlik van erg na nog erger teen God sondig. Dit word net al hoe slegter by die dag weer. Ek dink aan Johannes 1 vers 12. Hy het na sy eie mense toe gekom en sy eie mense wou hom nie aanneem nie. Want hulle het duisternis liewer gehad as die lig. Maar almal wat hom wel aangeneem het, aan hulle het hy die mag gegee om kinders van God te word. Geliefdes, die wêreld wat God moet aanskou. As ek daaraan dink, dat die Here na die sonde van hierdie wêreld kyk, dan bewonder ek die genade van God. En dan wil ek maar net voor die Here neerval om vir hom te sê, Here, U is 'n wonderbaarlike God, wat elke dag die sonde van hierdie wêreld moet aanskou, en U self moet terughou in U toorn, en nog steeds aan die mens genade gee. Te midde van hulle goddeloosheid, maak hy nog elke dag sy hand oop. Sorg hy vir hulle, gee vir hulle lewensasem, en gee vir hulle wat hulle nodig het. Wat 'n ongelooflike God aanbid ons. Maar daar is 'n ou teksie daar in Hebreërs, in Lukas, die 19de hoofstuk, en wel vers 44, wat vir ons hierdie woorde sê, en hulle sal jou en jou kinders teen die grond verpletter, en hulle sal in jou nie een klip op die ander laat bly nie, omdat jy die gunstige tyd toe God jou besoek het, nie opgemerk het nie. Wat 'n woord! Hulle gaan jou totaal vernietig. Hulle gaan jou uitdelg, omdat jy die gunstige tyd toe God jou besoek het, nie opgemerk het nie. Geliefdes, dat God ons oë sal oopmaak, dat ons kan aanskou, om die genade van God te besef, om die genade van God aan te gryp, en nooit die genade van God goedkoop te maak nie. Ons lewe voor die aangesig van die allerheiligste God, en dit pla ons nie, dat ons maar met sonde voortgaan nie. Ja, eintlik sê die Romeine vir ons so geweldige woord, hy sê, die mens handel vermetel teenoor God. Hoor wat sê Johannes die 1ste hoofstuk, want die toorn van God word van die hemel af geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mens, wat in ongeregtigheid die waarheid verdruk. Omdat hulle, alhoewel hulle God ken, hom nie as God verheerlik of gedank het nie, maar dwaas geword het in hulle oorlegginge, en hulle onverstandige hart is verduister. En die heerlikheid van die onverganklike God verander het, in die gelykvormigheid van die beeld van 'n viervoetige mens, 'n verganklike mens, en voëls en viervoetige diere, en hulle die waarheid van God verruil vir die leuen, en die skepping gedien, meer as die skepper wat geëer moet word. Daarom het God hulle oorgegee, omdat hy nie moeite werd geag het, om God in erkentenis te hou nie, het God hulle oorgegee aan slegte begeertes om te doen wat nie betaal nie. Daar gaan 'n dag kom. Dis tyd vir die Here om te handel. Dis tyd vir die Here om op te tree. Die genade tyd van God het lank genoeg aangehou, en ons sondig in die teenwoordigheid van hierdie God, en hy verdra ons. Ag geliefdes, Jesus het dringend gewaarsku, meer as enigiemand anderster. En ek wil dit vir u pertinent stel in die woorde van die Here Jesus. As jy Jesus Christus nie as saligmaker ken nie, sal daar 'n geween en 'n geknars van die tande wees. Hulle sal met vuur en swaal gepynig word voor die heilige lam en sy engele. Hulle sal die hel beerwe, weg van die aangesig van God. Hulle sal ewige smart hê, dag en nag nooit rus hê nie. En hulle sal vir ewig ly onder die toorn van God. Ag, ek dink aan 'n verhaal wat ek gehoor het, of dit waar is, weet ek nie. Voltaire, wat 'n gruwelike
weersin gehad het in God en sy woord. En wat gesê het, as ek my moontlik is in my leeftyd, wil ek elke Bybel van die aarde af vernietig. Toe Voltaire siek word en hy lê in die hospitaal, word daar vertel dat hy dae lank aaneengeroep het, ek het nooit geglo aan God nie. Nou brand ek. Help my, help my, help my. Daar gaan 'n dag aanbreek wat God gaan handel en dan is dit te laat. Geliefdes, dit is afgryslik as ons oplet wat gebeur wanneer die toorn van God oor 'n mens ontvlam en 'n God 'n mens wegwys. God 'n mens wegwys omdat hy nie sy verhouding met God in die reine gebring het nie. En daardie dag sê die Here Jesus, gaan daar mense kom wat sê, Here, ek was deel van die kerk. Here, ek het gebid. Here, ek het my afgesonder. Here, ek het so baie vir die kerk gegee. En hy sal vir hulle sê, gaan weg van my. Ek het julle nooit geken nie, julle vervloektes. Onthou u die 10 maagde? Onthou u toe die deure gesluit is, toe hamer hulle aan die deure om te sê, meneer, maak vir ons oop. En hy sê, ek ken julle nie, waar vandaan julle is nie. Daar gaan 'n dag aanbreek wat God gaan handel. Daardie dag gaan dit vir sekere mense afgryslik wees. Geliefdes, godsdienstigheid red jou nie. Ons is godsdienstige mense. Ons lees die Bybel. Ons gaan kerk toe. Ons is kerkmense. Ons gee vir die kerk van die Here. Maar geliefdes, dit red jou nie. Jy is nog steeds 'n mens wat net in 'n godsdienstige vorm vasgevang is. Die apostel Paulus getuig daarvan. Ek is besny op die 8ste dag. Ek is in die stam van Benjamin. Ek is 'n Hebreër uit Hebreë. Wat die wet aanbetref onberispelik. Wat die geregtigheid van die wet aanbetref, kon niemand 'n vinger op my lewe lê nie. En dan ontmoet hy Jesus Christus op die Damaskuspad. Helder oordag omskyne lig om uit die hemel wat sê, Saulus, Saulus, dis hard vir jou om te skop teen die prikkels van God. Waarop hy antwoord, wie is u, Here? Ek is Jesus, wat jy nie ken nie. Nikodemus wat in die nag na die Here toe kom en sê, Here, wat moet 'n mens doen om die ewige lewe te beerwe? Nikodemus, jy is die leraar van die leraars. En jy weet hierdie dinge nie. Voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie wedergebore word nie, sal hy die koninkryk van God in der ewigheid nie sien nie. Daar moet iets in jou lewe gebeur. Jy moet nuut gemaak word. Jy moet Jesus Christus as jou saligmaker leer ken. Goddeloosheid gaan aan die kaak gestel word. Ek geliefdes, daar is net een weg van waarheid, en ek het dit al vir u telke male gesê, maar ek sê dit weer vir u. Jesus sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand sal na die Vader toe gaan as hy nie deur my gaan nie. Die apostel Petrus sê, daar is geen ander naam in die hemel bekend wat God aan ons as mens gegee het, waardeur 'n mens gered kan word as deur die naam van Jesus Christus nie. Die apostel Johannes sê, dit is die getuienis, dat God ons die ewige lewe geskenk het, en die lewe is in sy Seun. Hy wat die Seun het die lewe. Wie die Seun van God nie het nie die lewe nie. Geliefdes, as jy Jesus Christus nie ken nie, sê Paulus in Efesiërs 2 vers 4. Ons is van nature kinders van die toorn van God. Sê die 12de vers. Ons is sonder God, sonder hoop in hierdie wêreld. Sê in Romeine 6 vers 23, die loon van die sonde is die hel. Daarom tyd vir die Here om te handel. Hoe lank moet die Here nog met ons uithou? Hoe lank moet God ons nog verdra? As ons openlik teen die aangesig van God lewe en vermetel teenoor God optree. Hoekom moet God ons verdra? Wat is daar wat ons God kan bied?
Ons kan vir hom niks bied nie. Dis hy wat uitreik na ons toe. Dis hy wat ons siele uit genade wil red. En dan is ons so vermetel om teenoor hom te sondig en in sy aangesig te sondig. Die boeke gaan geopen word, sê die Bybel. Dan gaan elkeen ontvang wat in die boeke geskryf is, goed of kwaad. En as jou naam nie geskryf is in die boek van die lewe van die Seun van God nie, sal jy in die verdoemenis gewerp word, sal jy in die hel gewerp word. Daarom waarsku ek vir u met my hele hart. Het jy 'n verhouding met Jesus Christus? Het jy Jesus Christus al as jou saligmaker aangeneem, of lewe jy maar in sonde en ongehoorsaamheid, asof God dit nie raak sien nie, en asof dit God nie raak nie? Geliefdes, kom ek sê dit vir u weer. Die Bybel sê, almal wat Jesus Christus aangeneem het, aan hulle het hy die mag gegee om kinders van God te word. Jy kan dit nie uitwerk nie. Jy kan jou eie saligheid nie beding nie. Efesiërs 2 vers 8 en 9 sê, uit genade is julle gered, en dit nie uit julle self nie. Uit die geloof, dis 'n gawe van God, sodat niemand ooit voor God sal kan roem nie. Die Here kom na jou toe. Hy kom praat met jou deur sy woord, en jy het dit vanmôre gehoor. Na vanoggend sal jy geen verskoning hê nie. Jy het gehoor dat jy Jesus Christus moet aanneem as saligmaker. Jy het gehoor dat jy 'n sondaar is buite God. Ja, in sonde is ontvang en gebore, in ongeregtigheid het ons moeder my in die wêreld gebring, en jy het 'n verantwoordelikheid teenoor God as jy gehoor het. Jy weet ook, as jy Jesus ontvang het. 2 Korintiërs 5 vers 17 sê, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan, kyk, alles het nuut geword. Geliefdes, ek gaan vir u waarsku, dat u hoor wat sê die Bybel, wat is die einde van 'n mens wat Jesus Christus nie ken nie? Hoor wat sê. 2 Tessalonisense 1 vers 8 en 9. Kom ek lees vir u vanaf die 8ste vers. Hy sê, in vuur en vlam, wanneer hy, dit is God, wraak uitoefen op die wat God nie ken nie, en op die wat die evangelie van ons Here Jesus Christus nie gehoorsaam is nie. Hulle sal as straf ondergaan 'n ewige verderf, weg van die aangesig van die Here en van die heerlikheid van sy sterkte. Onthou u die ryk man? Onthou u wat vra vir die Here Jesus? Sal u nie vir Lazarus met 1 druppeltjie water stuur op die punt van sy vinger, dat hy my tong kan kom afkoel, want ek ly smart in hierdie vlam? Wat hoor hy? Jy het jou geleenthede gehad. Jy het die Bybel gehad. Jy het gehoor jy moet jou lewe met God regmaak. Jy het gehoor jy moet tot bekering kom, jy moet wedergebore word. En dan bid hy, stuur asseblief iemand om my 5 broers op die aarde dringend te gaan waarsku, dat hulle nie ook in hierdie plek van verderf val nie, die plek van pyniging, wat sal gaan tot in alle ewigheid. Hulle sal dag en nag gepynig word voor die heilige lam en sy engele. Geliefdes, ek waarsku jou vandag. Ek tree vandag vir jou in met die ryk man se gebed. Ek waarsku jou dat jy jou lewe met God in die reine moet bring, want daar is 'n tyd wat God gaan optree, daar is 'n tyd wat God gaan handel. En na vanoggend sal jy geen verskoning hê as jou lewe met God nie reg is nie. God gee vir jou tyd, maar die psalmis sê, dit is nou tyd vir God om te handel. En weet u, geliefdes, die Bybel sê dit vir my daar in Petrus, en ek moet dit vir u lees. 1 Petrus, die 4de hoofstuk. Wat sê die Bybel vir ons? Vers 17 sê hierdie woorde. 1 Petrus 4 vers 17, ekskuus geliefdes. 1 Petrus 4, 17. Want die tyd is daar dat die oordeel moet begin by die huis van God, by die kerk. By mense wat in die kerk sit. Fariseërs van die Ou Testament, Fariseërs van die Nuwe Testament,
kerkmense, maar geen verhouding met Jesus Christus nie. En weet jy geliefdes, die oordeel van God gaan nie alleen by die kerk begin wat die ongelowiges aanbetref nie. Hy gaan begin ook met die mense wat nie gedoen het wat God gesê het nie. Onthou jy vir Saul? God het gesê wat moet gebeur en Saul het gedink dat hy wyser en slimmer as God is en hy het sy eie weg van saligheid daar probeer stel om te sê, ek hoef nie so nougeset te lewe nie. Ek hoef nie presies te sê wat God gesê het nie. Jy sal die koningskap sal van jou weggeneem word en Saul sterwe 'n tragiese persoon. Dis tyd vir die Here om te handel. Ek bid vir leraars in die tyd wat ons lewe, wat 'n roeping van God het, om die evangelie van die reddende genade van God te gaan verkondig, en geliefdes, hulle verkondig nie die reddende genade van God nie. Hulle vertroos mense in hulle sonde. Sê vir mense dat almal van ons is maar reg. Ons is almal op pad hemel toe. Geliefdes, dit is nie waar nie. Toe hulle die Here Jesus vra, Here, is die wat hemel toe gaan, toe sê hy, nee, wyd is die pad. Wyd is die pad wat na die verderf lei, en daar is baie daarop. Smal is die pad en nou is die weg wat na die lewe lei, en daar is min daarop. Alleen hulle wat bely dat Jesus Christus is my eie persoonlike saligmaker. Ek het Jesus in my lewe ontmoet. Alleen hulle sal die koninkryk van God beerwe. Daarom wil ek vir u waarsku om u lewe met God in die reine te bring. Dis tyd vir die Here om te handel. Wanneer gaan hy optree, geliefdes? Wanneer gaan dit die laaste wees wat ek en jy gaan die stem van die Here hoor? Hoe lank gaan God nog uithou met ons? Hoe lank gaan God die sonde van hierdie wêreld nog verdra? Hoe lank gaan God die misleiding van die kerk nog verdra? Die oordeel van God gaan begin by ons wat die waarheid moes verkondig. Paulus sê dit in Galasiërs 1. Ek sê dit vir julle as iemand na julle toe kom en 'n evangelie verkondig wat in stryd is met die evangelie wat ek aan julle verkondig, laat hom 'n vervloeking wees. Dan sê ek dit vir julle, soos ek vroeër gesê het, as iemand 'n evangelie verkondig in stryd met dit wat ek aan julle verkondig het, laat hom 'n vervloeking wees. En dan vra hy, wil ek nou mense behaag, of wil ek God behaag? As ek nog mense wil behaag, sal ek nie 'n diensknegt van Jesus Christus kan wees nie. Geliefdes, wat is die evangelie? Die evangelie is dat God sy seun gestuur het as die enigste alleen saligmaker. As jy Jesus Christus nie ontmoet het nie, bly jy in jou verlore toestand. Bly jy in die toorn van God. Stuur jy op 'n ewigheid sonder God af. Daarom sê die psalmis, Here, dis tyd vir die Here om te handel, want hulle het u wet verbreek. Hulle lewe nie in die weë van die Here nie. As jy 'n kind van die Here is, wil ek vir jou waarsku, wil ek jou uitdaag. Jy het 'n lewe wat jy op aarde moet lewe. Jy's die lig van die wêreld. Jy's die sout van die aarde. Sê Paulus in 2 Korintiërs 2 vers 14 en 15. God sy dank wat ons altyd laat triomfeer. En die reuk van sy kennis deur ons oral versprei, want ons is 'n aangename geur van Christus tot eer van God, onder die wat gered word en onder die wat verlore gaan. Is jy nog 'n getuie, my broer? Is jy nog waarlik lig? Is jy nog sout wat verderf teewerk? Dan sê die Here Jesus, laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel kan verheerlik. Dis tyd vir die Here om te handel. Kom ek vra vir u volgens Amos 4 vers 12. Skik jou om jou God te ontmoet. Is jy reg om die Here te ontmoet? Het jy die sekerheid in jou hart dat jy Jesus Christus ken, en as jy vandag sterwe, dat jy hemel toe sal gaan? Kom ek vra jou 'n vraag. Veronderstel jy sou vandag sterwe, en die Here sou jou vra,
waarom moet ek jou in die koninkryk toelaat? Wat sal jy vir hom sê? Dink 'n oomblik. Wat sal jy vir hom sê? Hoekom moet hy jou in die koninkryk toelaat? Omdat jy soos die ryk fariseer sê, Here, ek het gebid 3 keer 'n dag, ek het gevas, ek het baie gedoen van die kerk, ek het 'n mooi moreel etiese lewe. Geliefdes, kan ek vir u sê, dit beteken niks. Daar is net een metode en een weg. Here Jesus Christus is my persoonlike saligmaker. Ek het my lewe met God in die reine gebring. Ek het Jesus Christus as my saligmaker aangeneem en alleen op grond van die offer van Jesus Christus en my verhouding met hom sal ek hemel toe gaan. Al die ander dinge het Paulus gesê is drek, beteken niks. Dis 'n dop van geestelikheid, dis 'n godsdienstigheid, maar dis nie 'n lewe met die allerhoogste God nie. Jesus Christus sê, dit is die ewige lewe dat hulle u ken, die enige waaragtige God en Jesus Christus u seun wat u gestuur het. Dit is die ewige lewe. Mag ek jou vra, is jy reg om God te ontmoet? Is jou lewe reg met God? Het jy Jesus Christus al as jou saligmaker leer ken? Want die tyd gaan aanbreek. En dis tyd vir God om op te tree en te handel. En die goddeloosheid van hierdie wêreld tot stilstand te bring. Want dit is in die aangesig van die allerhoogste God wat hulle sondig. En dit skeur my hart as ek dink die allerhoogste God moet elke dag hierdie sonde aanskou. En hy moet verdraagsaam wees. Sy verdraagsaamheid gaan aan 'n einde kom. En dan gaan die regter optree wat vir jou gaan gee dit wat jy in die liggaam gedoen het, goed of kwaad. Maak jou lewe met God reg. Dat die dag jou nie onverwags sal aantref nie, maar dat jy onberispelik en opreg voor hom sal wees. Kind van God, te midde van 'n krom en verdraaide geslag, onder wie jy skyn soos 'n lig in die duisternis. Dat jy met 'n onbeskaamde gesig sal ontmoet. Here, ek was reg om u te ontmoet. Mag die Here vir u seën, mag die Here vir u uitdaag. Gaan word stil met God. Maak jou lewe met hom reg. Want ons weet nooit wanneer is die laaste dag wat jy die evangelie van Jesus gaan hoor om dit nooit weer te hoor nie. Die Here seën vir u. Ek bid vir u. Maar gaan maak jou lewe met God reg en bring jou lewe in rein met God. Ek bid dit vir u in Jesus se naam. Amen. Goeiedag vir u.